groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek gaan 'n lied sing, ek neem 'n ou wysie en ek het gospelwoorde daarby geskrywe. As jy dit herken, daar is 'n nommertjie op die skerm, jy kan dit gerus WhatsApp en sê wat u meen wat die wysie is. Sit net die naam ook by, anders weet ek nie wie hy is nie. Jesus is die koning van my hele hart. Hy het my verlos van lewenssmaak. My hele lewenshandel is deurweek met hom. Ek wil hom volg net waar hy gaan tot hy weer kom. Ek min hom, ek min Jesus. Ja, hy is my koning. Ek min hom, ek min Jesus. Ja, hy is my koning. Jesus is die koning van my hele hart. Hy het my verlos van lewenssmaak. My hele lewenswandel is deurweek met hom. Ek wil hom volg net waar hy gaan tot hy weer kom. Ek min hom, ek min Jesus. Ja, hy is my koning. Ek min hom, ek min Jesus. Ja, hy is my koning. En kom my weer om sy bruid te haal. Gaan ek saam met hom. Dan sal ek juig in die skare met hom. Vir ewig sal my vreugde diep. Nou is ek gelukkig om sy kind te wees. Geheilig en gereinig deur sy gees. En elkeen wat hom koning van sy lewe maak, kan ook kom deel in die heerlike saak. Ek min hom, ek min Jesus. Ja, hy is my koning. Ek min hom, ek min Jesus. Ja, hy is my koning. En kom my weer om sy bruid te haal. Gaan ek saam met hom. Dan sal ek juig in die skare met hom. Vir ewig sal my vreugde diep. Nou is ek gelukkig om sy kind te wees. Geheilig en gereinig deur sy gees. Elkeen wat hom koning van sy lewe maak, kan ook kom deel in die heerlike saak. Ek min hom, ek min Jesus. Ja, hy is my koning. Ek min hom, ek min Jesus. Ja, hy is my koning. Ek min hom, ek min Jesus. Ja, hy is my koning. En elkeen wat hom vra, verseker sê hy ja. Kom ons lees saam met die woord van die Here. Ek wil vir ons lees uit Lukas 12. En eintlik moet ons 'n hele lang gedeelte lees, maar om tyd te bespaar, lees ek vir ons net vanaf vers 35 tot vers 38. Jesus sê, laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. Dit beteken diensknegte wat aan die werk is. Wanneer hulle omgord is, beteken dit dat daardie toegas wat hulle basies gedra het, is vasgemaak hier om die middellyf, so hulle kan beweeg, hulle voete kan beweeg, hulle kan werk. Lampe aan die brand, wat beteken hulle is in die aand besig om te wag. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, wanneer hy van die bruilof terugkom. Ons wil aanneem na aanleiding van hierdie vers, dat die diensknegte wag vir hulle Heer, wat 'n hoëgeplaaste persoon moet wees, wat iewers 'n bruilof besoek het, en hy gaan terugkom iewers in die nag. En dan moet hulle gereed wees om vir hom oop te maak, en hulle wag op hom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Vers 37. Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nag waar kom en dit so vind, gelukkig is daardie diensknegte.
Kom ons lees net tot daar om tyd te bespaar. Ek wil met u praat oor die allerbelangrikste gebeurtenis waarvoor die kerk wag. Benewens die eerste koms van Jesus, wag ons nou vir die eerste fase van die weerkoms van Jesus, genoem die wegraping. Die woordjie wegraping, ons kry dit in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17, in vers 17 wat die woordjie gebruik word, weggevoer, die Griekse woord harpazo, wat letterlik beteken om weg te raap voor aanstormende gevaar. Maar dit is so tragies dat die hedendaagse Christene weinig weet oor die wederkoms en die eindtye, en die rede is omdat daar nie oor gepreek word nie. En ek vra vir jouself, u wat luister, wanneer laas het u 'n preek gehoor oor die eindtye en die wederkoms en die uitlegging daarvan? En die rede is omdat in hierdie dag almal konsentreer op hierdie lewe, om in hierdie lewe opgang te maak en om in hierdie lewe gelukkig te wees. Daar is 'n teks wat ons vermaan, 1 Korintiërs 15 vers 19, hoop op Christus in hierdie lewe. Vir hierdie lewe is die ellendigste van alle mense. Om net Christus te wil gebruik, sodat ek nou suksesvol kan wees, sodat ek 'n beter beroep kan kry, opgang kan maak, 'n beter pos kan kry, is nie waarvoor Jesus gekom het nie. Ek persoonlik glo dat die wegname van die bruidsheiliges enige oomblik kan plaasvind, en na deeglike ondersoek vind ek niks wat nog in vervulling moet gaan voordat Jesus kan kom nie. Matteus 24 vers 14 sê die Here Jesus, en hierdie evangelie sal verkondig word in die hele wêreld, en dan sal die einde kom, en mense verwys en sê, nee, maar wag, die hele evangelie is nog nie oral verkondig nie. Maar die wegraping is nie die einde nie. Dit verwys na die einde as iets anders. Die wegraping is die sneller wat al die ander eindgebeure moet afsit. Die apostels het al in die gewag vir die wegraping, en het dit verwag in hulle dae, en hulle oë was op die wolke gerig, en nie op sekere dinge wat nog eers moes gebeur het nie. Hulle het nie gewag vir die ondernemer, maar het gewag vir die opnemer. Nou vra ek die vraagie, wie sal kwalifiseer vir die wegraping? Wie sal die groot verdrukking ontvlug? En daar is baie leringe vandag, en daar is diegene wat sê dat die hele kerk sal weggeraap word. Daar is hulle wat sê, al die gelowiges sal weggeraap word en ingesluit word by die opname van die bruid van Jesus Christus. Ek persoonlik glo in die gedeeltelike wegraping. En u sal sien, die hele skrif is vol daarvan, dat die wegraping is 'n beloning. En in hierdie dag wil ek aan die voorhou 5 voorwaardes, 'n beloning vir hulle wat hierdie 5 voorwaardes nagekom het. Prys die Here vir redding en verlossing. Dit is gratis, dit is verniet, dit is sonder inspanning. Dit is geloof in die kruisdood van Jesus Christus wat jou lewe transformeer en verander. Maar om weggeraap te word voor aanstormende gevaar is 'n beloning vir hulle wat hierdie 5 dinge gaan nakom. Nommer 1, hulle wat gees vervuld is, na aanleiding van Matteus 25 vers 1 tot vers 13. En daardie gelykenis vertel Jesus van 10 maagde. 10 meisies wat Jesus voorhou. 'n Maagd staan altyd vir hulle wat gereinig en geheilig en gered, en hulle wat aan die Here behoort. Daar was net een onderskeid tussen die een helfte en die ander helfte gewees, naamlik olie. Olie is altyd die simbool van die Heilige Gees. Net hierdie een dingetjie het gemaak dat die helfte daarvan gekwalifiseer het om in te gaan in die bruilofsaal toe die bruidegom gekom het. Ek wil weer vir u mooi dit verduidelik. Al 10 was maagde. Al 10 het lampe gehad. Kan ek ook net byvoeg dat Jesus noem hierdie persone maagde. Hulle het nie hulle self maagde genoem nie, Jesus noem hulle maagde. Al 10 het uitgegaan met die begeerte om die bruidegom te ontmoet. Dit toon dat al 10 was weergebore gewees. Al 10 se lampe het vir ure gebrand. En die Bybel sê nie eksplisiet dat die 5 van hulle se lampe het uitgegaan nie. Al 10 het saam geslaap, saam wakker geskrik. Selfs nog tot aan die einde van die gelykenis word al 10 van hulle
maagde genoem. Maar net een eienskap diskwalifiseer die een helfte, naamlik olie. En as u olie benodig, die olie van die Heilige Gees, die Here is daar waar hy is. U kan nog voor die einde van hierdie diens 'n aanraking van die Here ervaar. As u in die hart begeer om vervul te word met die Heilige Gees, dit is altyd beskikbaar. Sommer terwyl u daar sit, op Pinksterdag het hulle gesit, sê die woord van die Here, en hulle die Heilige Gees ontvang, prys sy naam. Is jou geestelike tank vol? Hier is geleentheid vandag in hierdie diens, dat jy kan die Heilige Gees voluit ontvang. As jy dors, sal jy ontvang. 'n tweede voorwaarde vir hulle wat deel sal wees van die wegname van die bruidsheiliges, net hulle wat heiligmaking nagejaag het. En jy kan in die skrif gaan kyk, wegraping en heiligheid word aan mekaar gekoppel. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Hierdie vers kan nie verwys na die sien in die hiernamaals nie, want almal wat weergebore is, sal die Here sien, verseker. Maar hierdie glo ek verwys na sien, wanneer Jesus op wolke gaan verskyn. Hebreërs 12:14 verwys na die wegraping, waar gelowiges heiligmaking nagejaag het, en hulle sal deel hê aan die wegraping. Matteus 5:8 sê, salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Lukas 21 vers 36 sê, waak dan en bid altyd deur. Dis heilige mense wat so lewe, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Sien jy die beloning op grond van 'n sekere voorwaarde. Dit spreek van mense wat heiligmaking nagejaag het. Dis mense wat net vir Jesus geleef het. Mense wat toegewyd was aan die Here. Mense wat vanuit gebed geleef het. Mense wat die stryd teen die vlees voortgesit het, sodat hulle die groot verdrukking wat oor hierdie wêreld kom kan ontvlug. Ek loof die naam van die Here vir dit wat nie verborge is vir hulle wat die Here soek nie. Ons gelees 'n gedeelte, of wat die gedeelte wat ons eintlik moes gelees het, verder moes gelees het, is die respek daarvan om heiligheid na te jaag. Lukas 12:45 sê hierdie woorde, maar as daardie diensknegt in sy hart sê, my Heer tal hom om te kom, en dit is wat nou tans gebeur. Ag, wanneer gaan die Here kom? Die Here tal hom om te kom. Daar's nog baie tyd. En hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, sy medegelowiges, en volgens Jeremia 18 vers 18 wat hy praat van met die tong te slaan. En begin eet en drink en dronk word, net soos die wêreld lyk en leef, en saam met die wêreld te kere gaan, vers 46. Dan sal die Heer van daardie diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. Hy's nog diensknegt, maar met hom sal gehandel word soos met die ontroues. Die ontroues sal verseker agterbly, maar as daar dan nou met hom as diensknegt ook gehandel word soos die ontroues, gaan hy ook agterbly. Daar is 'n derde voorwaarde vir hulle wat deel sal hê aan die opname van die bruidsheiliges, naamlik net hulle wat hom verwag. Die Here Jesus plaas 'n geweldige premie op sy kinders wat hom sal verwag vanuit die hemel, wat na hom verlang. Hulle oë is voortdurend hemelwaarts op die wolke gerig. Wanneer kom Jesus? Wanneer dinge te swaar word, herinner hulle self daaraan, maar Jesus kom, dan gee dit weer vir hulle moed en kan hulle weer uithou en aangaan. Gedurig mekaar aanmoedig en herinner dat Jesus weer kom, prys die naam van die Here. En dit hulle persoonlike dryfveer maak om staande te bly in hierdie lewe, dat Jesus weer gaan kom. Die woord van die Here is die respek daarvan, dat die wat hom verwag. In ons gedeeltjie wat ons saam gelees het, vers 36, en julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, vers 37 en vers 38, gelukkig is daardie diensknegte, Watter diensknegte? Vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Die ander diensknegte gaan nie deel hê, gaan nie die voorregte hê nie. Vers 40.
julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Daar sal nie tyd wees om gereed te maak nie. Jy moet gereed wees. Ek lees in Matteus 25 vers 10, in die gelykenis van die 10 maagde, dan staan daar geskryf, en die wat gereed was, het ingegaan. Ek en my vrou het nou die aand 'n fantastiese uitsending gekyk op een van die geestelike kanale, waar hulle die Joodse bruilof voorgestel het, en hoe dat die bruid en haar meisies wat saam met haar is, reeds hulle tabbert, sy het haar trourok aan, hulle slaap tot selfs in hulle trourok, want enige op die bruidegom kom. En is wonderlik dat die bruidegom is besig om plek voor te berei, maar die pa is gedurig daar aan die kyk of dinge reg is, en dan iewers skielik in die nag sal hy sy seun wakker maak en sê, o seun, dis nou die tyd, kom laat ons nou gaan. Die vader besluit, wanneer sal sy seun, die bruidegom, die bruid gaan haal. En dan daardie meisies moet dan gereed wees. Hulle kan nie nog gereed maak nie. Ek kyk dikwels die bus hier langs die pad, as ek die hardloop, hoe dat mense langs die pad staan, op die sypaadjie staan, hulle is gereed wanneer die bus kom, dat hulle kan opklim. Dit help nie, hulle goedjies lê nog daar in die huis, of hulle is onklaar nie, hulle staan daar gereed. Wanneer Jesus kom, kan ons nie gereed maak nie. Ek en u moet gereed wees. Loof die naam van die Here. En ek sê dit gedurig, waarom sal die woord soveel waarskuwings rig tot die kinders van die Here, dat hulle gereed moet wees? Iemand wat 'n skrifkenner is, maak die opmerking en sê dat 75% oor die skrifgedeeltes in die Bybel wat handel oor die eindtye, is waarskuwings gerig aan die adres van die kinders van die Here, dat hulle gereed moet wees, en dat hulle waaksaam moet wees. Hebreërs 9:28, so sal Christus ook 'n tweede maal verskyn, aan die wat hom verwag, tot saligheid. Net die wat hom verwag. 1 Johannes 2:28, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Hoe kom die vermaning, as daar nie 'n kans en 'n moontlikheid is, dat die kinders van die Here dit nie noodwendig gaan maak nie? Vierdens, ek praat met jou oor die 5 voorwaardes vir kwalifikasie tot die wegraping. Vierdens, die wat besig is met die dinge van die Here, wanneer dit werktyd is. Nou ek weet, daar's mense wat beswaar maak en sê, pastoor, ons kan nie dag en nag vir die Here werk nie, ons is nie almal pastore nie, dit is al wat mense vir my gesê het. Dis nie waarvan ons praat nie. Elkeen van u en ek ingesluit, het 'n taak waarmee God ons toebedeel het en ons voorgeroep het, en ons moet daarmee besig wees. 1 Petrus 4:10 sê, na mate elkeen 'n genadegawe het, moet ons mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. 1 Korintiërs 7 vers 7 sê, elkeen het sy eie genadegawe van God. En daarom dat die Bybel sê, gelukkig is daardie diensknegt, Lukas 12:43, vir wie sy Heer as hy kom, so besig sal vind, besig sal wees. Ek het altyd gesê, ag nee man, ek het mos die Heilige Gees binne in my, hulle moet nie vir my sulke dinge kom sê nie. Die ou Pinkstermense het heilig gelewe, tot ek hierdie teksvers gelees het en gesien, wat hy so besig sal vind. Die ou Pinkstermense het gesê, jy sal nie weggeraap word, as jy by op die dansbaan is nie. En ek het gedink, ag, ek het die Gees van God mos binne in my, totdat daardie vers my kom aanspreek het. Vyftens, hulle wat klaar gemaak het, volgens sy wil, Lukas 12:47, en daardie diensknegt, wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaar gemaak, of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. En ek het 'n taak, soos ek gesê het. En dit is nodig dat ons uitvind, wat is ons take? En onmiddellik daarmee besig raak, wanneer 'n jong bekering tot bekering kom, moet hy besig raak met die dinge van die Here, en in daardie taak van hom in opgaan. En indien moontlik, moet hy daarmee klaar gewees het. Daar is verskillende take. Kom ek praat vinnig oor die 4 verskillende take. Net daaroor alleen kan ons 'n boodskap preek. Nommer 1, elke mens, elke Christen mens, elkeen wat gered word, het 'n getuienistaak om te getuig teenoor die wêreld van Jesus Christus wat red.
Dit gaan om die redding van siele. Nommer 2, 'n voorbiddingstaak. Elke kind van God het 'n voorbiddingstaak en moet kan bid en intree vir hierdie wêreld. Nommer 3, jy het ook 'n spesifieke bediening. As die Here jou geroep het om by die jeug te wees, as die Here jou geroep het om onder die ouer mense te werk, as die Here jou geroep het met talent, jy kan miskien sing of speel, dan is dit jou taak om daar gemoeid te wees. 4de taak is 'n lewenstaak, 'n heiligmakingstaak, waar ons die beeld van ons Here Jesus Christus in ons lewens inbou, lewenslang. Woed ons daarmee, werk ons daarmee. 1 Johannes 3 vers 3 sê, elkeen wat hierdie hoop op hom het, wat 'n hoop, dis die hoop van die wegraping, dat Jesus op wolke gaan verskyn, reinig homself soos hy, Jesus, rein is. Ek moet soos hy word. Vers 2 van 1 Johannes 3 sê, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, soos hy. Dis ons roeping, dis ons strewe, dis eers waarheen ons mik om soos hy te wees. In Efesiërs 4 vers 13, daardie vers wat sê dat totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ek en jy word opgeroep om soos Christus te wees. Prys sy wonderlike naam. Tot hoeveel se oë is dit verborge en sien dit nie raak nie. En is besig met allerlei ander goedjies. En maak nie tyd om op te gaan om soos Jesus te wees nie. En ek roep jou vandag op, wat maak jy met jou ekstra tyd? Is jy besig om te groei in gelykvormigheid aan Christus, soos Christus, te klink, te lyk, te praat, bedien, sy sagtheid, sy teerheid, sy krag, soos Christus op hierdie aarde te wees. Ek moet afsluit en ek word gedink, ek moet vir u my openbaring gee rondom die persentasie van hulle wat weggeraak sal word. En ek het dit eendag met ou pastoor Benny Kleinhans gedeel, en hy het gesê, en daai tyd was ek nog 'n jongerige pastoor, het gesê, jy's reg my broeder, en ek het hom beskou as die grootste kenner van eindtye, seker in Suid-Afrika, ons kan sê oor die wêreld. As ons die kerksaal probeer voorstel in 'n groot kring, in 'n koek, wat ons 'n diagram probeer trek en sê, almal wat sê ek het my kerk, behoort aan 'n kerk, ek het my geloof, ek het my leraar, en ons sluit hulle in en sê dit is die 100%. Maar nou weet ons mos nou, almal van hulle is nie regtig gered nie. Nou is die groot vraag, watter persentasie uit daardie 100% is regtig gered, is weergebore, het 'n dag en 'n datum, het 'n oomblik van beslissing toe hulle harte vir Jesus gegee het. Wat gekniel het by die kruis, sonde bely laat staan het, Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker, daar opgestaan het in die geloof, hulle is nuwe skepsels, hulle lewe vir die Here. Wat 'n persentasie. Kerkgroeikenners beweer, en nou moet jy gereed wees vir 'n skok. Kerkgroeikenners sê na aanleiding van navorsing en steekproewe en getuienisse van mense, net 'n skrale 5%, skuif jy moet as jy die koek uitsny, net 5%, het 'n dag en 'n datum, 'n oomblik van beslissing, het 'n getuienis van wedergeboorte, die ander is maar net nominale Christene, kerkchristene, behoort aan die kerk, sal sê hulle is Christen, nou hulle het die geloof, die Christelike geloof, volg hulle na, maar het nie 'n dag en 'n datum, 'n oomblik van beslissing nie. Nou daardie 5% stel voor die 10 maagde van Matteus 25 vers 1 tot vers 13. En as u nou kan flink dink, dan verstaan u waarheen is ek op pad. Dat ons sal nog daardie 5% ook moet gaan halveer, want net die helfte van daardie 10 maagde was gereed toe die bruidegom opgedaag het. So dit gee vir ons 5,5% gehalveer, net 2,5% van die kerk, van die groot kerk, sal gereed wees as Jesus nou op wolke verskyn. En dit moet u en my koud laat elke keer. En ek probeer niemand bang praat nie, maar as u gewone gesonde verstand het, dan sê dit vir jou een ding, bitter min, in vergelyking en in verhouding met die breë klomp Christene op hierdie aarde, sal gereed wees as Jesus nou verskyn.
En dit moet jou hart nou laat klop en sê, Here, ek wil deel wees van daardie 2,5%. Ek sal nooit vergeet nie, toe ons hier in Mamasvlei gekom het by een van die eerste aanddienste, toe ek oor die eindtye preek, en so min of meer ook in hierdie trant preek, nog voordat ek 'n uitnodiging kon maak, het omtrent die hele kerk se mense vorentoe gestroom, en daarvoor kom bid, sonder 'n uitnodiging, want hulle was ernstig met God, en wou seker maak, dat hulle deel is van die 2,5%, en so nooi ek jou vanmôre, om deel te word van die 2,5%, sluit jou oë daar waar jy is, en ek bid vir jou uit die diepte van my hart, terwyl jy in jou hart saam stem en saam bid, en ek bid ook vir myself, Here Jesus, Vader in die hemel, wonderlike Heilige Gees, U wat alomteenwoordig is, ek bid Here vandag eerstens vir myself, Here dat ons hierdie 5 dinge sal kan nakom, Here maak ons gees vervuld, wek ons op tot 'n lewe van heiligmaking, afgesonder van die wêreld, help ons Here om U koms te verwag, elke dag, elke oomblik, help ons om besig te wees met die dinge van die Here, help ons Here om die taak waartoe U ons geroep het, klaar te kry en klaar te maak, sodat wanneer U verskyn, ons gereed en gered sal wees vir U koms. Here, skerp U die boodskap in ons harte, praat nog met ons lank, na hierdie diens verby is, laat iets daarvan blywend in ons harte wees, om voortdurend vir U opgeskerp te wees, oë op die wolke, verwagting dat Christus Jesus enige oomblik kan kom. Here, dit sal ons help, dit sal ons bewaar van kwaad, dit sal ons bewaar, Here, van onheilige dinge, om ons lewens te verwoes op hierdie aarde, wat eintlik niks beteken nie. Ek bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ek nooi jou om saam te aanbid en saam te sing, en die naam van die Here groot te maak, ou bekende wederkomste koortjies. He's coming back, there's no doubt, I'm gonna leave this world with a shout, soon we'll be gone, and things will be right, keep looking out, it may be tonight, He's coming back, there's no doubt, I'm gonna leave this world with a shout, soon we'll be gone, and things will be right, keep looking out, it may be tonight, He's coming back again, oh yes, He's coming back again, He went away but not to stay, He's coming back again, He's coming back again, oh yes, He's coming back again, oh glory, hallelujah, He's coming back again, Hy kom weer terug, o ja, Hy kom weer terug, Hy het weggegaan, maar Hy het beloof, kom weer terug, Hy kom weer terug, o ja, Hy kom weer terug, o glorie, halleluja, Hy kom weer terug, He's coming back, there's no doubt, I'm gonna leave this world with a shout, soon we'll be gone, and things will be right, keep looking out, it may be tonight. Op die wolke van die hemel, op die wolke van die hemel, sal die Heiland weer verskyn, sal die wêreld dan ook bly wees, as die Heiland weer verskyn,
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever